90.5. Inspirerende storie van die Steinvaarts en Daniël Steinvaart die by ons in die ateljee. Goeiemôre. Hallo julle, dit is so lekker om hier te wees en ek kan regtig nie wag om vir julle te vertel hoe groot is God nie. Ek is so bly jy's bereid om hierdie storie met ons te kom deel, want dit is 'n storie wat baie close to home is, as te ware. Ja. Net so 'n bietjie agtergrond. Wie is jy? Vertel ons van julle gesin. So, ek is Daniël. Ek dink baie mense ken my ook as Daniël, my familie en my man noem my Daniël. En ons het 'n lang storie aan die naam ook gekoppel, maar ons gaan nou definitief nie vandag daarin klim nie. En ja, ek het drama geswat, ek het bietjie toneelspel gedoen in Binnelanders, Mbangu en getrek met rugby en allerlei lekker dinge. En toe het ek 'n besigheid begin, Tada Theatre Arts and Drama Academy wat 'n performing arts skool is. En ja, baie jonk getrou op 22. Dit is, as ek terugdink aan dink ek, dit is belaglik jonk. Maar beste besluit wat ek ooit kon gemaak het. Ook een van die hardste paaie wat ek geloop het. En ja, en dit het ons net op hierdie journey gegaan wat die Here ons regtig deur adoption en wag en infertiliteit en alles net gevat het. En ek dink op die einde van die dag was dit maar eintlik sodat ons sy goedheid kan sien. So jy en jou man wat vir baie jare gedroom het van 'n gesin. En dit het nie onmiddellik gebeur nie. Wat gaan dan deur 'n mens se kop, want jy wil so graag 'n babatjie vashou en dit gebeur net nie. En ek dink dit is erg, ons is 5 siblings en almal, so dit klink verskriklik as ek dit sê, maar letterlik, jy kyk vir hulle en dan is daar 'n baba. Jy weet so mense verwag nie dat jy gaan sukkel nie. Jy dink maar ons is 'n gesonde familie, alles gaan reg uitwerk. En ons wou bitter graag 'n honeymoon baba gehad het. Ek wou baie jonk kinders gehad het. Ek het gevoel soos ek wil nog jonk van gees wees saam met hulle, weet. En dit was die plan. Maar wat ek ook al geleer het in hierdie ek sê amper 13 jaar van wag, is dat ons maak ons planne, maar God weet beter, want hy weet wat môre jy weet inhou. En ons moes ook eers deur ons goed gaan. Weet, ons huwelik moes ook eers deur baie storms gaan om reg te kon wees en God het ons karakter kom bou. Maar ek dink op daai oomblik wat deur jou kop gaan is ek fail as 'n mens. Jy weet as 'n vrou dink jy my liggaam laat my in die steek. Jy dink wat is fout met jou? Ja. Is jy nie goed genoeg nie? Is ek gebreek? Is ek stikkend? Wat? En ek dink jy begin jou lyf letterlik haat want elke maand dan voel dit of jou lyf teen jou draai. En ek dink dit is ook iets wat mens moet deurwerk. Dis amper so trauma wat jy moet verwerk. En ek dink enige vrou of man of gesin wat al probeer het om swanger te raak, ken daai gevoel van goed, ons het alles gedoen wat ons moet doen hierdie maand. Die tydsberekening was perfek. Nou wag ons. Nou het ek 'n hoofpyn. O wag, dalk is dit 'n swangerskapssimptoom. O nee, wag, dis nie. Ek is moeg. Dalk is ek swang. Nee, ek is nie. Nou toets ek te vroeg, toets ek te laat. En as jy net dink jy kan miskien swanger wees, dan begin jou liggaam saamspeel. So ewe skielik is jou siklus laat. Ewe skielik voel jy naar. Jy weet al hierdie goed begin 'n rol speel. En dit word eintlik net moeiliker en moeiliker. En ek dink ook dit is duur. Jy weet jy gaan dokter toe, jy hoop hulle gaan vir jou oplossings gee, dan begin jy spesialiste sien, dan is dit fertiliteitsbehandeling, dan is dit hierdie en 'n mens wil nie opgee nie want ek dink elke mamma het 'n hinker om jou eie baba te hê. Jy praat van eie baba en ek wil nou 'n bietjie vertel van julle aannemingsproses. Van die storie het 'n baie mooi nadraai en einde. Maar voordat ons daarby kom ons maak eers nog musiek. Mooi liedjie en dit sluit eintlik aan by ons gesprek hier op Groot FM 90.5. Ons het vir Daniël Steinvaart in die ateljee, ma en social media influencer as te ware, aktrise ook, en sy het haar reis met ons gedeel vlugtig van amper 13 jaar se infertiliteit, wag om swanger te word. En julle het toe mettertyd besluit om 'n dogtertjie aan te neem. Vertel ons van die proses. So ons het eintlik die dag toe ons getrou het, dit was nog altyd my hart om aan te neem. En ek het geweet van die begin af, whatever my storie gaan wees, ons gaan aanneem. En dit was so per toeval, want toe ek my man ontmoet, hy is ook aangeneem. So hy het ook 'n hart gehad vir dit, en ons albei het geweet, okay, jy weet, jy het hierdie perfecte plannetjie, jy weet, soos jy sit op die bed, en dan gaan jy, imagine, en dan gaan ons dit, en dan gaan ons dit, jy weet, jy droom saam. En ons het lekker saam gedroom, en ons wou 3 van ons eie kinders hê, en ons wou 2 aanneem. Dit was die plan, jy weet, dit was nou ons perfecte plan. En ons het net nooit gedink, dat ons gaan aanneem, voordat ons eie biologiese kinders het nie.
JP was altyd benoud geweest. Hy het altyd vir my gesê hy wil so graag eers swanger raak, jy weet, laat ons 'n baba hê, want hy wil net seker maak wanneer ons aanneem, dan het ons daai kinders ewe lief. Jy weet, as jy probeer dit uitredeneer in jou kop. En die Here het net 'n ander plan gehad. Ons het toe, ek dink ons was 7 jaar in ons infertiliteit journey in, toe het ons aangeneem vir die eerste keer. Maar dit was regtig wild, want toe ons about 4 jaar sukkel met ons infertiliteit, toe sê ons vir almal, luister, ons gaan nou aanneem. En ons adoption agent sê toe vir ons, dis verskriklik belangrik dat julle die familie in kennis stel dat julle transracially gaan aanneem. Goed. En ons het nie gedink dit gaan hoekom sal dit iets wees? Dis mos julle kind. Silly. Ja, dit maak mos nie saak nie, mense is 'n mens, 'n kind is 'n kind, dit moenie saak maak nie. En ons het so gelag daaroor en ons het 'n WhatsApp groepie begin en ons vir almal gesê, julle, ons het fantastiese nuus. Ons gaan aanneem. En dit is heel moontlik van 'n ander ras. En ons was hierdie opgewondenheid, jy weet, dis amper soos wanneer jy op 'n stokkie piepie en jy 2 streepies, jy weet, jy's so excited, jy weet hierdie gaan nou gebeur. Ons gaan 'n mamma en 'n pappa word. Ons huis gaan vol wees. Ons gaan lag saam in die huis. Dit gaan nie meer hierdie seer wees nie. En daar het ons regtig ontnigtering gekry, want toe besef ons die wêreld lyk anders vir verskillende mense. En wat vir jou sin maak en wat vir jou op daai stadium reg voel nie vir ander mense reg nie. Maak nie vir hulle sin nie. En dit het my ook geleer dat wanneer jy in jou boot, in jou storm is, ons moenie verwag dat ander mense jou storm gaan verstaan nie. Sure. Want hulle is nie in daai boot nie. En ons moet ook nie toelaat dat ander mense se opinies bepaal wat ons doen nie. Ons moet regtig lewe vir dit wat God vir ons beplan het. En ons het vir 4 jaar die adoption on hold gesit, omdat ons soveel backlash gekry het van mense wat ons diep lief gehad het. En ek en my man het toe uiteindelik op skei gestaan. Dit was op 'n punt waar ons regtig vir mekaar gesê het, jy is my beste pel. Maar as ons nie, is dit genoeg? Is ek en jy en ons liefde vir mekaar genoeg? Jo. Ewen al beteken dit, ons gaan nie kinders hê nie. Al beteken dit, ons huis gaan vir altyd al hierdie leekamers hê. Is dit genoeg? En toe daar dinge in ons huwelik gebeur, wat ons regtig uit mekaar uitgeruk het, en ons het vir mekaar gesê, ons gaan op 'n laaste vakansie saam gaan, en as ons terugkom, dan gaan ons baie skei, as beste pelle, jy weet. En ons het 'n vakansie Ierland toe geboek, en ek dink daardie Here regtig ons huwelik in 2 weke kom herstel. Soos ek kan nie vir jou sê wat daai vakansie vir ons gedoen het nie. Ek sal nooit vergeet nie, ons het op the Cliffs of Moher gestaan. Ek weet nie of julle weet hoe verskriklik mooi dit is nie. Dit is net, ek was al daar. Jo, ongelooflik. Jy staan en dit voel of jy op die einde van die wêreld staan, want jy sien die see en jy's op hierdie groot berg, en as jy afkyk, is daar niks. En ek onthou ek het so gestaan en ek het vir JP gesê, as jy hierdie alles invat, dan kan jy nie sê daar is nie 'n God nie. Ja. Dit is net, jy het nie woorde vir hoe mooi dit is nie. En ek het my so omgedraai en het vir my gesê, Daniel, ek gee nie om wat met ons gebeur, of wat die toekoms inhou nie. Ek weet net, ek kan nie opgee op ons nie. oh, En hy het vir my gesê, ek huil elke keer as ek hierdie storie vertel, want dit is vir my so, dit was 'n draaipunt in ons lewe. En hy het vir my gesê, hy gee nie om hoeveel mense ons verloor nie. As ons terug in Suid-Afrika kom, dan gaan ons aanneem. En ons gaan aangaan met ons lewe. En dis presies wat ons gedoen het. Ons het teruggekom in Suid-Afrika Januarie, en ons het ons social worker gebel, en alles het so vinnig gebeur, dat by Junie toe hou ons baba vas. Ja. ag jete. O, Zinzi. Zinzi Harmony. Ek het julle reise op sosiale media dopgehou oor die jare, en natuurlik deel 'n mens meer van die hoogtepunte as van die laagtepunte. Ek was nie eers bewus van die druk wat dit op 'n mens se huwelik sit nie. Ek kan dit verstaan, maar dit is nie gedeel nie, en mens het respek ook daarvoor. Ja. Sjoe. Ek dink die huwelik, ek dink mense wat daardeur gaan, verstaan die druk, maar mense wat aan die buitekant sit, sal nooit regtig verstaan hoe moeilik infertiliteit werklik is nie. En ek sê altyd vir die mense wat geliefdes het wat sukkel met infertiliteit, mens moet jou woorde so mooi kies. Jy weet, dit is regtig asof daai familie elke liewe maand deur verlies gaan. En natuurlik sit dit ook druk op die huwelik, want jy hoop jy kan swanger raak, en dan daar's sekere goed wat moet gebeur vir 'n mens om te kan swanger raak, en dit kan nie net gebeur as jy jou vingers klap nie. Nee, en iemand moet skuldig wees. Jy voel jy moet die skuld vir iemand gee. Is dit 'n man? Is dit ek? Is dit my lyf? Is dit sy lyf?
iemand moet nou weet man staan vir die feit dat ons nie kan nie. En dit se druk op 'n mens. En in ons geval het baie fertiliteitsdokters net vir ons gesê, julle is soos twee negatiewe magnete vir mekaar. En as die stelletjie of die spermpie en die eiertjie by mekaar uitkom, dan gaan hulle net mekaar verbrand. So ons het net geglo, en elke dokter het vir ons gesê, as jy som iemand anders is, dan gaan jy baie vinnig swanger raak. So dan moet jy weet, nou hardloop daai goed deur jou kop. En maar op die einde van die dag liefde wen. Soos was God twee mense by mekaar gesit het, hy het 'n doel, hy het 'n plan. En 'n mens moet partykeer net 'n bietjie deurdruk, al is dit moeilik. Jy luister na Groot FM 90.5. Ons het vir Danielle Steinvaart in die ateljee by ons. Sy deel haar storie van infertiliteit, van aanneming, van huweliksdrama, en die storie het 'n baie mooi nadraai. Ek gaan dit nou met jou deel. Where the wild things are. Goeiemôre en baie welkom by Midoggend. Danielle Steinvaart het by ons in die ateljee en sy deel haar storie van infertiliteit, van aanneming, van huweliksdrama. Dankie eerstens dat jy bereid is om dit met ons te deel, want dis 'n moeilike storie om al daai emosies te herleef, maar dis 'n storie wat hoop skep. Natuurlik, ek dink elke liewe persoon kry 'n storie, en wanneer ons stories begin vertel, dan help ons ander mense om sin te maak van hulle stories. So dit is belangrik nogals vir ons om ons stories te vertel. 12 jaar en 7 maande. Ja, Wat julle gewag het en gebid het vir 'n babatjie van julle eie. Julle het toe vir Zinzi in die huis baie vreugde gebring. Ek kan sien julle geniet dit om ouers te wees. ja. En toe julle baie fertiliteitsbehandelings oorweeg. So toe ons nou eers aanneem, ek dink jou hart raak 'n bietjie rustig, want Zinzi het regtig kom kamers vul in ons hart wat ons gedink het nooit gaan vol wees nie. En sy het my perspektief oor die lewe verander. Ek dink die dag as jy 'n ma word, maak nie saak hoe dit is nie, wees dit deur aanneming, wees dit biologies. Jy verander, want jy besef ek moet nou iemand wees waarna hierdie kind opkyk, sodat hulle eendag kan gaan, ek wil net soos my mamma wees. Ja. Jy weet, en dat jy hoop dat dit gaan genoeg wees. So ek het toe al my tyd eintlik in dit ingesit, soos wie is ek? Waarvoor staan ek? Wat is die legacy wat ek agterlaat? As my kind na my kyk, is dit wie sy wil wees eendag? En ek en my man albei, ons het regtig ons huwelik regtig ons eerste prioriteit gemaak. Ons het net van onsself gesê, die grootste geskenk wat ons hierdie kind kan gee, is 'n gebalanseerde huwelik. Ja. En dan het daai begeerte het amper, ek sal nie sê hy het weggegaan nie. Dit was makliker om met dit te sit, of om amper op die rak te sit vir 'n rukkie. Maar dit was nie lank nie. Dan besef 'n mens maar hierdie ding gaan nie weg nie. Jy weet, ons het eintlik gedink as ons hom op die rak sit, dan gaan daai begeerte dalk weggaan. Maar dit het nie. En toe het ons gesê, okay, cool, kom ons probeer weer, tot ons deur 'n paar fertiliteitsbehandelinge gegaan. Ons het nooit IVF gedoen nie, en ons het glad nie iets teen IVF nie. Dit werk vir wonderlike mense, vir baie mense, dit is amazing. Ons het net nie daai rustigheid in ons hart gehad in die 12 jaar een keer om dit te doen nie. Natuurlik was dit baie op die tafel, ons het dit baie bespreek, maar ons het net nie daai vrede gehad nie. Ek dink dit was ook oor dat ons deur 'n huwelik beklei het, deur ons adoption beklei het. God het regtig ons center point geraak. En elke besluit wat ons geneem het eers deur sy hande gegaan. Sure. So elke keer het ons gebid oor IVF, is dit wat ons moet doen, en ons het net nooit daai ja gekry nie. So ons het dit nooit gedoen nie, alhoewel ons kunsmatige inseminasie gedoen het, soos wat hulle nou obviously dit inspuit, en weet al daai dinge het ons gedoen, baie medikasie opgegaan om te help dat jy ovuleer. Maar wat die dokters ook nie kon verstaan is, ek het geovuleer. Ja. My siklus was normaal. Alles het goed gelyk. Daar was 'n tyd wat ek endometriose gehad het op 22, ons is baie jonk getroud, so my eerste jaar het ons uitgevind, ek het endometriose. Die dokter was baie verbaas, hy het gesê hy het nog nooit soveel endometriose gesien op 'n 22-jarige nie. Hi. So hy het nou alles weggesny, en met die gevolg het hy amper my hele baarmoederwand weggesny, want daar was so baie. En hy het net vir my gesê, kyk, as jy swanger raak, gaan ons vir elke 6 maande of 6 weke, ek kan ook nou nie meer onthou nie, steke moet gee om die baba in te hou. Hi. So my ma en pa is altyd pastore, so ek het obviously kruis op kruis. My ma het net haar knie deurgebid, en ek sal nooit vergeet nie, was seker 'n paar maande daarna, toe ek by 'n ander gynae, toe sê die gynae vir my, hoorie,
Hy het nog nooit so 'n gesonde baarmoederwand gesien nie. En dit was regtig net gebed gewees. So, toe het ons al besef, ek maar die Here het my liggaam heeltemal amper renew. Ek kan 'n baba hê, ek kan 'n baba hou. Alles is reg, maar dit het net nie gebeur nie. En niemand kon vir ons sê hoekom dit nie gebeur nie. En ek dink dis daar waar jy moet besef, God se plan is groter. Hy sien goed wat ons nie sien nie. My ma het altyd vir my verduidelik, dis amper soos wanneer 'n kind oor 'n straat wil hardloop. En die pa staan langs die kind en die pa kan die karre sien. Hy weet presies met wat se spoed hulle aankom, maar daai kind wil net aan die ander kant kom en sy bal is daar. Hy wil net eintlik sy bal hê en hierdie dad gaan vir hom, nee, wag, stop, nog nie. Kom ons wag vir die kar om verby te kom. Jy weet, God sien die dinge wat ons nie sien nie. En wanneer ons die lewe so begin benader, dan word dit eintlik makliker, want jy weet God is goed en sy plan is so perfek. Iets wat ons nou nog nie verklap het nie, is die feit dat jy tans swanger is. Ja, so 12 jaar, 7 maande later, baie onverwags. Ons het vir ons laas, ons gesê 6 maande wat ons weer fertiliteit gaan doen. Dis nadat ons verlang opgehou het. En toe die dokter net vir my gesê, ek het in 2024 Januarie swanger geraak. Dit was 'n verrassing. Ons het nie behandeling gedoen of niks nie. En toe sit 'n ectopic pregnancy. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans. 'n Byswangerskap. 'n Byswangerskap. My Afrikaans is nie so great nie. En daai swangerskap het my byse so verniel dat die ginekoloog toe vir my gesê het, jy gaan regtig net swanger raak deur IVF, want ons moet die bys uit die we need to take it out of the calculation. Ja. Jy weet. En nou moet jy weet, ons bid nou al vir jare oor IVF en ons het nog nooit hierdie ja gekry nie. En ewe skielik sê hierdie dokter vir ons hierdie ding en ek is net soos van nee, maar dit kan nie wees nie. En ek en Jibes begin bid daaroor en vir hom is dit soos kom ons doen dit net. Jy weet, hy sê soos ons skiep 'n oorsee vakansie, ons vat daai geld, ons doen nou net hierdie IVF. This is the way. En ek is net soos van nee, ek het nie rustigheid hieroor nie, ek kan dit nie doen nie en ek en hy raak stil met mekaar en ons sê vir mekaar soos ons het 12 jaar terug vir mekaar gesê dit wat ek en jy het is genoeg. Soos en toe was ons okay daarmee. So dit wat ons het is genoeg. So as ons nie normaal swanger raak nie, dan is dit okay. En ons het dit toe regtig daar gelaat. Hoorie, ons begin vakansies beplan. Ons kry al ons goed weer op datums en visas en allerlei dinge. Hoorie, dit was 2-3 weke nadat die dokter dit vir my gesê het. Ek dink 4 weke. Toe besef ek is laat. Ja. Weet en ek sê iets is nie lekker nie. Ek het my vriendin gaan optel by die lughawe en sy klim in die kar en ek sê vir haar, Elena, ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek dink ek is laat. En sy sê, ek het nou net hieroor gebid in die vliegtuig. Jy moet gaan toets. Wow. En ek is dus wat? En ek onthou ek het op by die huis afgelaai en ek het die goedkoopste toetsie gekoop wat ek possibly kan kry. Want dan dink ek gaan nie nou nog geld mors op toetsies nie. Ons weet mos nou al wat die uitkoms is. En $4.99 en ek het in die mall se kleedkamer ingegaan. Ek het obviously gaan piepie op die stokkie. En hoorie, my hart het gesink. Dit was die vinnigste 2 streepies wat ek in my lewe gesien het. En dit was so 'n skok vir my en ek onthou ek vir Elena 'n foto neem en ek gaan vir haar, ek dink dit is besig om te gebeur. Wow. En al wat sy gesê het, God is so goed, hy is so getrou. So ja, hier sit ons 12 jaar en 7 maande later en absoluut natuurlik swanger geraak. En dit was net wag op God se tyd. Dankie dat jy die storie deel. Ons gaan nog vlugtig met Daniel gesels. Goeiemôre, welkom by Middagoggend. Is anders met Nysna. Ons het die pragtige Daniel hier by ons in die ateljee. Daniel, hoe jy ook al wil ken, sy is 'n sosiale media influencer en 'n ma. Pragtige storie van aanneming ook wat sy sopas met ons gedeel het. En ons weet nou sy's nou al 17 weke swanger met hulle seentjie. Ja, dit is so opgewonde. Ek kan nie meer wag nie, letterlik. Ek letterlik wag nou net elke dag vir hierdie lyfie om te beweeg hier binne my. Ek wil dit net so graag voel. Ons tyd raak min, maar as jy nou 'n boodskap moet gee vir mense wat deur iets soortgelyk gaan, wat sou jy sê? Ek dink wanneer ons wag, ek sê dit altyd in Engels, when the wait becomes weighty, dan moet ons lewe begin herstruktureer. Ons moet begin vir onsself afvra, waarvoor wag ek eintlik?
En dis begeertes. Ons het begeertes en ons het verwagtinge. En dis dikwels wanneer daai verwagtinge nie ontmoet word nie, wanneer dit oorsit in teleurstelling. En dit maak ons hart verskriklik hard. So ek sê altyd vir elke persoon wat wag, al is dit wat jy wag vir 'n werk, of jy wag vir jou huweliksmaat, of jy wag vir iemand om tot geloof te kom, wat ook al die wag vir jou is. Ek dink ons moet God gaan soek, nie vir dit wat hy vir ons kan doen nie, maar dit wie hy is. En wanneer ons in sy teenwoordigheid is en ons spandeer tyd met hom vir wie hy is en nie vir wat hy vir ons kan doen nie, dis daar wat hy jou emmer weer kom volmaak en hy kom gee jou nuwe perspektief en hy kom wys jou 'n stukkie van sy hart en deel van wat hy sien. En dis waar ons emmer weer vol hoop word en ons makliker kan wag en wanneer die wag nie meer so swaar voel nie. En daar is altyd goed wanneer ons lief is vir Jesus. En wanneer dit nog nie goed lyk nie, beteken dit net heel moontlik dit is nog nie die einde nie. Ek dink dit is in Romeine wat hy sê, I will make all things work out for the good for those who love him. Ja. En dit is sy plan, hy is 'n goeie God, al lyk jou omstandighede nie nou goed nie. Weet net, dis nie die einde nie. Ek het 'n mooi boodskap gesien wat sê dat daai all things, wat alles ten goeie meewerk. Daar's nie 'n exclusion op dit nie. Nee. Dis alles. Ja, en jy sal sterker hierdeur stap. Jy gaan ander mense kan inspireer. Ons moet net altyd dink, die prentjie is soveel groter as wat ons sien. En dit is partykeer wil die Here vir ons sê, like broaden your vision. Sien net 'n bietjie meer, want daar is meer om te sien. Nou alles waardeur jy is om hier te kan sit met 'n glimlag op jou gesig, met 'n babatjie in jou maag, 'n lied in jou hart en jou positiwiteit te kan hoor en nog steeds jou lof en jou liefde vir Jesus te kan sien en te kan tasbaar voel, is so mooi en is 'n inspirasie vir so baie mense. Dankie dat jy jou storie deel. Dankie dat jy 'n draai kom maak het hier by ons en ons kan nie wag om jou babatjie te sien nie. Ek kan ook nie deel die wag nie. foto's. Ons volg die reis saam met jou. As iemand jou op sosiale media wil vind, hoe maak 'n mens? So dis @d.niel_za. So dis basically Daniel_za. En obviously ek is maar so 'n bietjie meer aktief op Instagram, Facebook, TikTok nie so baie nie. Alhoewel ek regtig my gehoor op TikTok verskriklik geniet. Ek dink ek's te oud daarvoor. Ek het ook so gedink, is so nie. Daniel, baie sterkte. Ons wag vir daai update om te hoor. Boetie het nou begin skop in die maag, een van die dae. Amper. En dan bid ons sommer net vir 'n gesonde klein seentjie en ons vertrou dat die geboorte en alles daarmee gaan goed afloop. Geniet julle newborn bubble, geniet julle gesin van 4 en hou aan om mense te inspireer. Baie dankie dat julle my gehad het en dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel het en saam geluister het. Dis Groot FM 90.5. daarmee groet ek ook van midoggend se kant af en ons maak dan maandag weer so. Mag jy 'n fantastiese naweek hê. Groot FM 90.5